So Vader wat in die hemel is, Here, ons kom vanaand as u kinders vanaand bymekaar. Here, vanuit die wyte en die breedte van ons land is ons deur tegnologie aan mekaar verbind, Here, omdat u dit daar gestel het. Ja, mense het dit uitgedink, maar u het die kundigheid gegee omdat u, o Here, gesê het dat u woord en evangelie nie sal stop nie. As ons as mens ophou om dit te verkondig, sal die klippe dit uitroep. Dankie, Here, dat ons hierdie geleentheid kan gebruik om te leer, om van u te leer. Om te leer, Here, wat u van ons verwag. Dankie, Here, vir die bande wat reeds daar is. As ons nou so luister, Here, dan besef ons, u het ons bymekaar gebring van verskillende plekke af, maar as ons terugstap in die geskiedenis, dan was u altyd daar. Seën ons dan, Here, met hierdie volgende tyd wat ons saam op pad gaan stap, en gee, Here, dat ons in u naam, ja, Here, hierdie Bybelstudie sal doen, dat dit vir ons sal gaan oor u, dat ons u sal ontmoet, dat ons onsself sal ontmoet deur u woord, en dat ons ons lewens volgens u sal rig. Ons loof en prys u, Here, vir die teenwoordigheid van u Gees, nie net hier waar ek is nie, maar waar elkeen van ons is, in ons. En dat ons weet, u Gees praat met ons gees, want dit is wat u woord vir ons sê. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Goed. Vanaand, ek het 'n e-pos uitgestuur oor waaroor ons vanaand gaan praat, maar ek dink dis noodsaaklik dat ons dalk net 'n paar goed met mekaar deel en dan 'n inleiding het. Van waar af dit kom. Dalk moet ek net sê ons het 'n kom ons praat die mooi Afrikaanse woord, 'n chat room. As jy enige vrae het, daar sal plek wees waar jy kan tik en die vrae insit. Ek sien dit hier op 'n ander skerm. Vir my is hierdie net so 'n nuwe situasie. Dis die eerste keer wat ek ook so iets kom ons doen dit in Afrikaans, regstreeks doen. Met 'n redelike groot groep. Ons het al binne die kerkverband groot vergaderings gehou met 90 mense, maar 'n Bybelstudie wil ons tog hê ons moet met mekaar gesels. So as daar 'n vraag is, ek het al iets op die chatroom gesit. Gesels met my daar, of daar is 'n knoppie. Kom ek wys dalk vir julle waar ons hande kan opsteek as ek 'n vraag het. Laat ek net gou dit voor my kry. Herman. Ek het 'n knoppie opgesit. sien julle by my foto is daar 'n handjie wat ek opsteek. Daar's 'n knoppie wat sê react en dan is daar 'n raise hand. As jy nie my aandag kan kry nie, steek jou hande op, want dan weet ons wie te vra om te vra of iets om te sê. Dit maak dit net makliker. Vanaand is ons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 mense. Dit mag dalk in die toekoms meer wees. Ek dink dis nodig dat ons dan net so met mekaar sal praat. Kom ek begin. Waarom hierdie Bybelstudie? Ek het dit net nou op die WhatsApp groep gesit. Ek het 'n reeks preke geskryf oor die disippels van Jesus. Wat vir ons vir my op daai stadium 'n reis saam met die disippels van Jesus was. En terwyl ek dit geskryf het, het ek besef die reeks is nie bloot preke nie, maar die reeks is 'n pad saam met 12 gewone manne. In die reeks het ek saam met hulle gewonder, in die reeks het ek saam met hulle geval, saam met hulle geglo of getwyfel of saam met hulle geleer. En persoonlik het die studie my gevorm. Sagter gemaak of skerper gemaak of meer genade gemaak.
En ek het tot die oortuiging gekom dat die Here Jesus en ek dink dis dalk die hart van ons disippelskap Bybelstudie. Die Here Jesus het nie kies nie gemors uit om naby hom te wees nie. As hy 'n Judas kon kies of as hy 'n Seloot kon kies, die van julle wat nie weet wat dit is nie, ons gaan naby kom, of as hy 'n tollenaar kon kies of 'n naamlose tweeling kon kies, dan kan hy my ook kies. Om disipel te wees. Ek het geleer disipelskap is vir gewone mense. Maar gewone mense wat deur genade gevorm word. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Judas Iskariot, soos ons hom ken, was nie net 'n verraaier nie. Judas het Jesus nader beleef as meeste mense. Toe Jesus gesê het, gaan en preek, gaan en doen wonders. Toe Jesus wonders gedoen het, was hy langs hom gewees. Sy probleem, hy het meer as net Jesus in sy lewe gehad. Sy verhaal het my gedwing om my eie prioriteite en my eie hart te ondersoek. Of byvoorbeeld die 3 stil disippels. Wie is hulle? Simon die Seloot, Judas seun van Jakobus, nie Iskariot nie, of Jakobus die seun van Alfeus, né? Simon die Seloot was radikaal en hy's radikaal verander deur Jesus. Judas die seun van Jakobus was sagmoedig. Hy het min gevra, maar hy het gewag met 'n oop hart. Jakobus die seun van Alfeus, ek wil amper sê die stilte, die luisteraar, die doenende een. Hulle het my geleer dat Jesus nie net stemhardes roep nie, 'n Petrus en daardie manne wat net kon preek nie, maar ook die stil en getroue volgelinge. Daar was al Matteus. Matteus wat sy ander naam Levi was, wat 'n tollenaar was, waar 'n mens geleer het Jesus sien anders. Hy sien nie jou verlede nie, hy sien nie jou mislukkings of jou tekortkominge nie. Maar Matteus se roeping herinner ons dat niemand te ver of te verlore is vir Jesus nie. En ek wil as ware sê my eie selfbeeld en bediening is daardeur verdiep. Thomas, hoe ken ons vir Thomas, die ongelowige Thomas? Ek het geleer dat twyfel nie die teenoorgestelde van geloof is nie. Thomas se belydenis het op 'n stadium my hart laat warm word en ek het geleer om twyfel eerlik voor die Here te bring. So kan ons aangaan. Ek gee dit bietjie as agtergrond vir die reeks. Ander disippels, elkeen het sy vormingsmonument gehad. Bartolomeus, hy het alles aan die woord gemeet. Filippus, hy het die Here gebruik praktiese mense. Andreas, die Here gebruik gewone mense. Dalk moet ek ons los dit. 'n stukkie oor die Andreas sal ek later sê. Johannes, die apostel van liefde. Die Here verander moeilike mense. Jakobus, die Here plant mense sodat hulle kan groei. Petrus, die Here leer mense om te loop, selfs op water, al sink hulle soms. En elkene vorm ons as disipel. En dan kom ons by die 13de disipel. En ek dink dis die vraag waar ons na die hele reeks alles gaan saamvat. Want die reeks en die Bybelstudie gaan nie net oor hulle nie. Dit gaan oor ons. Die vraag is ek 'n disipel? Of is ek net 'n deel van die skare? Vir my beteken disipel die binnekring, die wat die naaste aan die Here is. Is ek 'n disipel of is ek net deel van die skare? Want disipelskap vra toewyding en liefde en kruis opneem en sterwe van die ou mens en sout wees.
Maar disippelskap gee ook alles. Vergifnis en vrede en krag en hoop en doel en identiteit en roeping. Dit dit is die begin, dit is die agtergrond van ons Bybelstudie. Die uitnodiging dink ek aan elkeen is, kom ons stap saam deur hierdie studie. Kom ons hoor saam die fluistering van Jesus, twee eenvoudige woorde: volg my. Kom ons besef dat disippelskap 'n lewe is, nie 'n titel of 'n emosie nie. En kom ons laat toe dat die studie ons vorm, ons laat volg, ons laat word wie ons in Christus kan wees. Dit 'n bietjie agtergrond. Ek weet nie wie van julle dalk al die TV reeks gekyk, The Chosen nie. As daar van julle is, dalk moet julle dit deel of mekaar sê. Is daar van julle wat The Chosen gesien het? Okay, daar's 'n skakel wat ons op ons rekenaars kan volg, of die van ons wat smart TV's het. thechosen.tv. Dis 'n reeks wat gaan oor die disippels van Jesus. Ek het die reeks gepreek en The Chosen gekyk en was baie dankbaar dat dit wat hulle gewys het, dit is wat ek ook in eksegese op die eind gekry het. Dalk 'n bietjie agtergrond of bietjie inligting, sommer net interessant. Andreas is na sy bediening gekruisig op 'n kruis wat in die vorm van 'n X was. Sy oorskot is in 400 na Christus Konstantinopel toe, dink ek, geskuif, en 'n Skotse monnik het van sy bene gesteel en Skotland toe gevlug. Vandag is Skotland se, ek gebruik nou die Engelse terme, die patron saint, Saint Andrew, dis Andreas. En Skotland se vlag is 'n blou agtergrond met 'n silwer X op en dis die kruis waarop hy gekruisig is. Sommige 'n bietjie agtergrond. Gemeentes in Indië wat vandag bestaan, dis waar Thomas gewerk het, wat Thomas as disipel gestig het. Dis bietjie interessante goed, maar dan besef ons hoe die Here gewerk het en dis die pad wat ons saam gaan stap. Ek het net nou op die groep gesit en dit gaan nie oor bemarking nie, jy hoef hom nie te koop nie. Ek het 'n preekbundel uitgebring oor dit, waar ons saam met hierdie disipels stap en dit is wat ons gaan doen in die volgende paar weke. Ek hoop julle is opgewonde saam met my daaroor. Ons gaan vanaand net 'n inleiding hê. Dalk 'n paar praktiese goed. Ek sal wil tog in die toekoms, vanaand is dit nou nog nie so nie. Ek sal môreoggend vir almal die tekste gee wat volgende week hanteer gaan word. En nou as daar van julle is wat bereid is om dit vir ons te lees, ek wil nie al die praatwerk doen nie. Laat ons dit saam lees en saam gesels. Dan net vir my terugvoer gee, my naam is Hannes, ek is Hannes, ek sal dit vir jou doen, of wat ook al. Laat ons net dit so saam hê en dan wil ek jy ons moet saam gesels. Bybelstudie vir my is, hoe meer van ons betrokke is, hoe meer ervaar ons die openbaring van die Heilige Gees. En hoe meer kan ons met mekaar dit deel. Asseblief enige tyd, as jy nie weet om jou hand op die skerm op te steek jou hand net so op voor die kamera. Maak net seker jou kamera is aan, maar anders kan ek dit nie sien nie. Okay. Vanaand begin ons met 'n bietjie waarhede aangaande disipelskap. En
Wanneer ons Lukas 14 vers 25 tot 35 lees. Ek dink ek het die dokument vir almal gestuur. Julle het dit dalk gekry. Maar ek gaan vir ons Lukas 14 vers 25 tot 35 lees en ons gaan kyk watter drie waarhede aangaande die disipelskap in hierdie gedeelte vir ons gegee word. Volgende week ek het begin by Judas Iskariot. As ons kom ons noem dit die register van die disippels lees, begin dit altyd by Petrus en dit eindig by Judas Iskariot wat ook die verraaier was. Ons gaan bietjie by ons Bybelstudie dit omdraai. Ons gaan begin by Judas Iskariot en ons gaan deurwerk tot by Petrus op die ou end. Petrus was die ou wat altyd te veel gepraat het en nie gedink het oor wat hy gesê het nie. Maar vanaand begin ons by watter drie waarhede aangaande disipelskap kan ons optel. Ek gaan derentyd die 2020 vertaling gebruik. Julle is welkom om enige vertaling te gebruik as daar 'n ander vertaling is wat julle gebruik en daar is 'n verskil. Ons gebruik die Engelse woord 'n discrepancy. Vra, dan kan ons daaroor saamgesels. Kom ek lees vir ons Lukas 14 vers 25 tot 35. Groot skares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê: As iemand na my kom en my nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie, sodat dit nie gebeur dat as hy die fondament lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien met hom begin spot en sê, hierdie man het begin bou, maar kon nie klaarmaak nie. Of watter koning trek op om met 'n ander koning oorlog te voer en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met 10,000 man opgewasse sal wees teen die ander een wat met 20,000 teen hom optrek nie. Indien nie, stuur hy, terwyl die ander een nog ver is, 'n afgevaardiging en vra voorwaardes vir vrede. Net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my disippels wees nie. Sout is goed, maar as sout sy smaak verloor, waarmee sal dit weer smaaklik gemaak word? Dit is nie eers geskik vir die grond of vir die mishoop nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Laat die wat ore het om te hoor, luister. Nou ja, ons het 'n redelike groot gedeelte. My vraag is, en ek wil hê ons 'n bietjie gesels, watter drie waarhede oor disipelskap sien ons hier? As daar niemand is nie, dan gaan ons aan, maar volgende week gaan ons almal dit lees voor die tyd, dat ons die antwoorde kan antwoord. Is daar iemand wat iets wil sê? Om God altyd eerste te stel in jou lewe. OK. Daar sê Deleen. Een van die groot waarhede, en ek dink die eerste waarheid is om Christus bo alles te kies. Kies. En dit is presies wat Deleen gesê het, om Christus bo alles te kies. Dis een van die waarhede van disipelskap, om Christus bo alles te kies. Nog iets? Vir my is dit, jy moet weet wat dit verg om 'n disipel te wees en of jy gaan end uit volhard. O, dis baie waar. Is baie waar. Wat verg dit om disipel te wees? Ons gaan nog daarby uitkom. Dit is dit wat in hierdie gedeelte staan, kom uit die kruisdra. Daai kruisdra gedeelte. Ek moet bereid wees om
kruis te dra en dan in selfverloning. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Christus. OK? Wat En is daar nog? Daar's nog een. ons moet altyd toegewy lewe aan Christus. Altyd. Ons moenie verslap in ons lewenswyse nie. En ons moet die aanvalle van die duiwel weerstaan OK? om hom nie eerste te kies nie. Oom Hannes. Ja. Ja, ek sien ekskuus. Ja, Vergeet dit nou nie. is oom Hannes se beurt. Is dit my weer? Ja. Ja, ek het hierdie goed so 'n bietjie uit 'n ander engel ook wat is dit? Van die sy af bekyk. Maar wat vir my daar ook uitgekom het en ek kan reg of verkeerd wees is die Here sê ons moet luister en ons moet hoor en ons moet bruikbaar wees. En daarmee saamgaan dat 'n mens as mens die sout van die aarde wil weet, dat ons elke dag moet bekeer. Afsien van die sonde. In ander woorde baie jy moet doelgerig lewe. Anderster is dit nie haalbaar nie dan. En dit is die vraag wat dan opgekom het. Hierdie goed spook 'n bietjie by my in die kop. Ek het jou inleiding gelees en ekskuus ek wil nie lank praat nie, maar jy het gesê vir jou was dit 'n spok. Jy het in die begin gesê vir jou toe jy hierdie ding begin het, was dit 'n openbaring gewees om jouself te sien. En ek het vroeër vir my dogter dieselfde ding gesê, vir die eerste keer in my lewe sê ek vir haar as appa, vir my was dit ook 'n skok. En ek kan baie goed daaroor sê, want vir die eerste keer, nee, 'n mens lees dit op 'n ander manier. En dan besef 'n mens jou tekortkominge. Ek het dit vandag werklik waar raak gelees en ek het raak gesien en ek hoor dit ook en ek het dit sommer net vir my vrou en vir almal gesê. Wow. Miskien is ek daai ou hierso wat die verkeerde disipel was, jy weet. Ja, dit was my ook 'n openbaring. Maar ja, 'n mens moet jouself bekeer. Dit is so ek het dit bietjie uit 'n ander oogpunt op benader, jy weet. En interessant dat oom sê hy het 'n ander oogpunt want oom praat direk in die derde punt in wat hier staan. So dis hoe die Here is, Liana. En nog iemand wat iets wil sê daar? Ja, ek het maar net gedink 'n mens moet daar wees. Jy moet by Jesus wees. Dis die begin van alles. Ja, die derde punt, die eerste een is Christus bo alles kies en die tweede een is ons kruis dra in selfverloning. Die derde een is om te volhard in die getroue, smaakvolle getuienis. Nou interessant dat of nee, gestuur dat oom Hannes sê hy dit vir almal vertel en dis presies wat dit is. Ons moet volhard in daardie getuienis van dis hoe die Here met ons werk. Nou ek sal ek sien baie mense sit en skryf, ek sal dit vir julle almal stuur ook. Ek het dit voor my op papier, so dan hoef ons nie te skryf as ons nie wil nie. Baie mense hou van hulle eie handskrif. Hulle lees dit makliker as my getik. Maar die Here kom en hy gee vir ons 'n stem. Ongelukkig het ons nie altyd geleer om ons stem te gebruik nie. Ek sê altyd, ons as gereformeerdes, ek glo almal van ons is doppers wat hier sit. Ons kerke krim omdat ons nooit geleer het om ons monde oop te maak nie. Maar as mense verstaan hoe die Here met my werk en ek kan dit deel, dan is dit deel van disipel wees. En dis hoe die Here met ons werk. Ek gaan dit weer sê, ons leer dat disipelskap Christus bo alles is. Ons leer dat ek my kruis moet dra in selfverloning. Here, hier is ek.
En ek leer dat ek moet volhard in 'n getroue en 'n smaakvolle getuienis van wat die Here vir ons gee, want dit is hoe hy ons elke dag kom lei. Ek moet net 'n dingie voor my oopmaak dat ek het oral sien waar ons gaan. Goed. Wat ons sien hier in Lukas 14 is, wil ek amper sê, die kernteks vir ware disippelskap. Want wat gebeur? Jesus staan hier en hy draai na 'n skare toe. En hy maak dit vir hulle so duidelik dat disippelskap is nie goedkoop. Disippelskap is nie oppervlakkig nie. Disippelskap vra die bereidheid om alles prys te gee, selfs my familie en selfs my eie lewe. En dit is so belangrik. As Jesus kom en hy roep sy disippels of sy volgelinge om hulle kruis op te neem. Besef ons wat dit beteken. Susan, my vrou, hou van prentjies. En dalk wil ek dit met julle deel. Ek preek elke Sondag by Renosterberg gemeente. Dis 'n kleerling gemeente hier net buite Middelburg en dan in Middelburg ook. En Sondag by Renosterberg toe sê ek vir hulle, Susan sien hierdie prentjies. Sy sê elkeen van ons dra ons kruis. En sy sien die prentjie van hierdie mannetjie wat sy kruis dra en hy stap en dan op 'n stadium dan sê Here, maar hierdie kruis is hom nou baie swaar. En dan kap die Here 'n stukkie van die kruis af, dan sê hy, is reg, jy verkies dit so. En as hy weer 'n stukkie gestap het, dan ek is hom nou baie moeg. Dan gebeur dieselfde, 'n stukkie word afgekap en dan op 'n stadium kom almal by hierdie kloof, hierdie gaping. En elkeen sit sy kruis neer en hy kan oorstap en die ou wat sin afgekap is, sy kruis is te kort. Want hy het nie sy kruis gedra nie. Sy hele kruis gedra nie. En dit is deel van disippelskap. Dit is deel van die pad wat ons moet stap. Die volgende vraag wat ons vanaand het, of kom ek sê so, in Matteus 4 vers 18 tot 22, begin disippelskap met 'n eenvoudige maar 'n lewensveranderende roepstem. Want Jesus sê, kom agter my aan. Jesus sê, hy nooi nie 'n sekere klas of 'n program of 'n teorie nie, maar hy sê, stap die pad saam met my. En interessant, as ons na die woord gaan kyk, dan elkeen van die eerste disippels net gesê, hier is ek. Ek stap saam. Ek los alles agter, my werk en my sekuriteit en my bekende wêreld. Hoekom? Omdat hy wat my geroep het, se roepstem groter is as enige ander. En ek dink dis die begin. Ek dink dis waar ons ook almal is, dat ons besef die Here se roepstem het ons gebring waar ons vanaand is. Die van julle wat later ingeskakel het, dis wonderlik om te sien hoeveel van ons mense wat vanaand hier is, het bande met mekaar van iewers af. En dis hoe die Here ons by mekaar bring. As ons na die disippels gaan kyk, Petrus en Andreas was broers, Jakobus en Johannes was hulle neefs en verder was daar nie regtig bande nie. So die van ons wat nie deel is daar nie, van die bande waarvan ek praat nie, waarvan ons net nou gepraat het nie, die Here trek ons in daai selfde binnekring in. Daarom ook wat ons vanaand vir mekaar sê, jy weet, dit was deel van die preekreeks, wie is in u binnekring, Here? Wil ek daar wees? Ek gaan vir ons, is daar enigiemand wat iets wil sê? Skus, steek julle hande op asseblief. Ek se domineeks gewoond aan praat. Dan weet ons waar daar iemand is wat wil saamgesels.
vir my was wat uitgestaan het by die roeping van die disippels, daar's 'n radikale verandering in van hulle bekende na die onbekende. En dit hou vir my verband met ons bekering en ook ons daaglikse bekering. Jy kan nie met jou een voet hierdie kant van die sloot staan en met ander voet op die ander kant. Ja. Dis nogals baie waar, né? Ons is geneig om wat vir my kosbaar is my kosbaar. So ek is gemaklik hier. Ja. Daai mooi Afrikaanse uitdrukking van comfort zone, né? Ons is gewoond om in ons comfort zone te gaan sit en dan kom die Here en hy sê maar ek wil hê jy moet net daai een tree uit hom uitgee. Want dan is ek nie meer daar waar ek altyd gemaklik is nie. Nou soos ons deur dit gaan, ons gaan elke week ek sal vanaand volgende week sin vir julle deurstuur. Ek het so 'n samevatting van die preek vir julle gegee. Dan gaan ons sien dat elke disipel het Jesus uit sy gemaksone uitkom vat. En dan het hom juis in daai plek gaan sit waar hy op sy ongemaklikste is. 2 voorbeelde. Dalk sit een voorbeeld want hulle kom by mekaar. Simon die Seloot. Ek weet nie of julle weet wat 'n Seloot is nie. Wie weet wat 'n Seloot is? As ek dit in Afrikaans moet vertaal, dan sê ek dis 'n Joodse ekstremis, soos 'n moslim ekstremis. Die Selote het geloop, die Romeine het hulle dolkdraers genoem. Hulle het 'n dolk tussen hulle blaaie agter hulle rug gehad. En as hulle tussen die dorpe geloop het en hulle het iemand gekry wat nie 'n Jood is nie, dan het hulle hom doodgesteek en verbygestap. Dis wie hulle was. So Simon die Seloot was 'n disipel. Matteus, of so sy naam was Levi, was 'n tollenaar. Hulle was die grootste vyande wat bestaan het, want Simon was absoluut Jode alleen en die tollenaar het as Jood vir die Romeine gewerk. En Jesus het hulle langs mekaar gesit om saam met mekaar te werk. Dis maar 'n klein voorbeeld. So Jesus kom haal ons daar uit en ek's bly ons het gehoor van bekering en hy kom sit ons langs mekaar neer. En hy sê maar hier moet julle groei. En van nie af groei julle net op nie, julle groei ook wyd die wêreld in. En ja, dankie, dit is nogals baie waar. Baie waar. Iemand anders wat iets wil sê? Ja, ek wil basies net aansluit. Dit skep 'n geweldige vertroue. Die kennis van die Here, maar ook dan die vertroue. So dis net om aan te sluit daarbey. Ja. En in die begin van die gedeelte, mens in die 53 vertaling staan daar die wat nie hulle naaste haat kan my disipel wees nie. Ek dink die 2020 vertaling stel dit mooi om te sê wie die Jesus liefhet bo die ander. Ja, mag my disipel wees. En dan miskien net nog 'n punt waar dit eindig met 'n sout en 'n lig wees. Ek dink ons mag op die Here vertrou dat hy dit in ons sal werk om 'n ligtende lig te wees en 'n sout in die wêreld. Ja, die ouens kom alles van hom af, maar hy is ook gehoorsaamheid. Is baie waar, dankie. Is baie waar. En dan ons gaan nog uitkom by wat sout beteken en wat lig beteken wanneer Jesus sy disippels, dis nie vanaand nie, ons sal daarby uitkom wanneer hy sy disippels roep. Oom Hannes. Ek net oor die disippels toe die Here hulle geroep het hulle almal dadelik gesê ja. Is ek reg of is ek verkeerd? En as ek reg is, hoekom doen ons dit nie? Hoe het gebeur dat hy sê volg my en hulle volg hom. Hulle sê ja, hier is ons. Waar lê ons tekortkoming dan? Of is hulle Ek dink oom Hannes, ja, hulle het almal gesê ja. Dit wat ons uit die woord kry is hulle het almal dadelik ja gesê en gevolg. Ja. Maar ek dink hulle het dit dalk miskien makliker gehad wat hy het voor hulle gestaan. En ek dink
Ons moet verstaan. Ek dink as ons gaan daar's 'n Engelse liedjie I Can Only Imagine. Nou dit gaan oor ek kan net my voorstel hoe dit eendag in die hemel is, maar ek wil dit deurtrek hiernatoe. Ek kan my net voorstel hoe dit moet wees as iemand voor my staan wat hierdie wonders doen en vir my sê volg my. Dalk was dit makliker. Ons weet nie. Die Here sal vir ons daai wysheid eendag gee. Maar al wat ek weet is elkeen van ons is deur die krag van die Heilige Gees het ons die vermoë om net te sê ja. Ek gaan nie sê Matteus of Levi het nie gewonder daaroor nie. Ons is eerlik, hy was welgesteld, hy was wat ook al nodig was, ons sal nog daarby uitkom en tog het hy gesê ja. Of Simon die Zeloot van wie ek nou gepraat het. Hier kom iemand wat nie 'n Jood is nie en sy hele agtergrond en sy hele opleiding is om net vir die Jodendom te staan en hy het net gesê ja, dis is daai ek weet nie. Dis die leiding van die Heilige Gees. Nou wil ek nie sê die Heilige Gees lei ons nie. Ek dink net baie keer ons het groot geword in 'n ander milieu, in 'n ander era waar ons dalk meer versigtig is. Veral binne die gereformeerde tradisie. Om net 'n ding te doen. Hoekom? Omdat dit wat ons gesien het aan die ander kant dalk van 'n charismatiese kant of wat ook al, omdat dit ons bietjie meer skieg gemaak het om net te sê ja. Om net uit te gaan en 'n ding te doen. Ek weet nie of julle saam met my stem nie, maar ek dink baie keer is ons net 'n bietjie teruggetrek waar dit nie noodwendig nodig was nie. Ek sal wil hoor as enigiemand vir julle iets wil sê rondom dit. So niemand is nie, is dit maar fyn. Dan praat ons alleen. Ek het iemand wat iets wil sê iewers. Niks nie. Liana, jy kan praat asseblief. Ek wil net weet hoe as 'n mens nou volgens wat jy nou in jou geloof 'n disipel word of 'n disipel is en jy moet dit nou uitdra in die wêreld in, hoe doen jy dit? Okay. Ek dink ons gaan ek dink ons gaan daarby kom na mate ons saam met die disippels deur dit stap. Want elkeen van die 12 disippels het op 'n ander manier sy disippelskap geleef. Waarom? Want elkeen van die disippels was 'n ander mens. En wat vir my die mooiste is van die disippels van Jesus is wie hy gekies het en van waar hulle gekom het. Van hulle het die woord geken, van hulle het was baie welsprekend, van hulle het nooit 'n woord gesê nie. En tog het die Here elkeen op sy plek en in sy menswees as disipel gebruik. En ek dink na mate ons saam met al die disippels deurstap, sal ons daai antwoord kry. Maar ek hoop dit antwoord jou vraag. Judas. Okay. Ek weet nie of ons by dit gaan uitkom nie, Dominee, maar so van die keuse van disippels gevra. Ja. Hoekom het Jesus vir Judas Iskariot gekies? Okay. Sekerlik moes hy geweet het wat gaan gebeur. Okay. Kom, ons gaan nou volgende week daarby stil staan, maar kom ek begin met iets anders. Of om jou vraag te antwoord. Jesus het geweet wat moet gebeur. Hoor jy wat ek sê? Ja, nee, dit klink reg. Jesus het geweet iemand in sy binnekring gaan dit moet doen.
Op die eind as ons na Judas se lewe gaan kyk, en ek wil nou nie volgende week of volgende keer of die volgende les, ek weet nie of ons noodwendig vanaand gaan klaar kry met hierdie ene nie. Judas, ons ken Judas as die verraaier. Want die Bybel sê ons gereeld, Judas Iskariot wat Jesus verraai het. Ek bedoel as ons al die kom ek noem dit 'n geslagsregister van die disippels. Sy naam is altyd laaste en hy word altyd die verraaier genoem. Maar Judas was by toe Jesus gesê het gaan doen wonders en hy het uitgegaan en hy het gaan wonders doen. Hy was ook daar. Hy was naby Jesus. Hy was die betroubare een. Hy het die beursie gedra. Hy was die tesourier of die kassier gewees. Maar op die eind was daar net iets anders in sy lewe ook. So, Jesus het geweet dit moet gebeur, daarom is hy ook gekies. Want dit moes gebeur. Ja. Maar hy was ook lief gewees vir geld. Ja en nee. Ons gaan volgende week daarby stil staan. Kom ons kyk volgende week, want nou raak ek baie nuuskierig. Ja, weet julle, was dit die geld of was dit die maggedeelte van die geld? Want onthou, die Jode het 'n Messias verwag. Hulle Messias wat hulle verwag het, was iemand wat hulle verlos van die mag van die Romeine. So 'n koning of 'n leier of 'n Jakobus en Johannes, Petrus en Andreas se neefs. Hulle maat vir hulle Salome het vir Jesus gevra, kan hulle net asseblief as hy eendag koning is, een aan die linkerkant, een aan die regterkant sit. Want almal wat hulle dit gesien as hier kom 'n politieke leier. Judas het gedink ek gaan die minister van finansies wees. Heel waarskynlik. En toe hy sien dit gaan nie gebeur nie, toe's daar ander rolle wat bykom. So ons gaan volgende keer wanneer ons oor Judas praat daarby stil staan. Ek dink ons moet net besef, Jesus het gewone mense geroep. Nie uitsonderlike mense nie. Ja, miskien was Petrus uitsonderlik met sy mond wat baie glad was. Miskien was, nee, ek kan nie sê Johannes uitsonderlik met sy liefde nie, want Jesus het hom en sy broer Boanerges genoem, seuns van die donder, want daar was geen liefde in hulle nie. Of ons sal daarby stil staan. Ek dink ek hoop dit maak julle 'n bietjie nuuskierig. As ons is so gewoond om net te lees oor die disippels. Maar wanneer ons gaan kyk wie hulle was, dan besef ons hoe groot God se genade is. En wie hy almal om hom gesit het. En as ons dan besef, maar okay, ek is eintlik Andreas. Dan besef ons, maar die Here het vir my ook gekies. En hy het vir my ook 'n disipel gemaak. Of ek is 'n wie ook al van die disippels, maar die Here het vir my ook gekies. En hy het vir my ook 'n disipel gemaak. En ek dink dis die hart van die pad wat ons saam met mekaar gaan stap. Is daar nog iemand wat iets wil sê? Het lyk my nie so nie. Okay, kom ons gaan na die volgende teksgedeelte toe. Johannes 15 vers 1 tot 8. Kom die woord en die Here en hy kom leer vir ons iets oor disippelskap. En Jesus is aan die woord en ek lees dit. En die vraag is, wat leer ons oor disippelskap uit die volgende gedeelte uit? Johannes 15 vers 1 tot 8. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie, so sal julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug,
Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy soos 'n loot buite uitgegooi en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels kan wees. Ons leer 'n paar dinge hier oor disippelskap. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Wat staan vir julle uit oor disippelskap? Ek het altyd gedink om 'n disipel te wees is om in jou kerk se aktiwiteite deel te neem en te werk. Met alles om betrokke te wees in jou kerklike gemeenskap. OK. Dis nie verkeerd nie. Dis glad nie verkeerd nie. Is deel van disipel wees. Is daar nog iemand? Vir my is dit soos as jy nou vrugtebome ken en hier nou spesifiek druiwe of 'n wingerd, dan is ons ingeënt in Christus. En as jy nie ingeënt bly nie, dan sterf jy af. Ja. So is dit ook met 'n vrugteboom of met 'n druiwestok. Ek weet Ria is baie lief vir tuin maak. Maar ja, ons moet nie vervlou in ons inenting in Christus nie, want dan sal ons nie kan vrug dra nie. OK. Nog iets? Nog iemand? Ja, ek dink die opdrag is duidelik om vrug te dra. Dis 'n opdrag van die Here en ja, hy snoei ons natuurlik ook om meer vrug te dra, maar dit bly 'n opdrag. Dis interessant, ons almal praat om die vrug dra en die snoei en die inent en nou die inent is waar ons begin. Bly in Christus. Bly in Christus. Daardie verbondenheid is so belangrik, want sonder hom kan ons niks doen nie. En dan kom ons by die volgende punt. Ware disipelskap vra vrug. Wat 'n vrug? Vrug wat die Vader verheerlik. En dan kom ons by die volgende punt, maar die Vader snoei. Die Vader reinig, die Vader reinig ons. Hoekom? Sodat ons meer vrug kan dra, maar alles begin by bly in Christus. Hy sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote. Nou interessant, ek het nou die dag met 'n oomie gepraat in die buite Middelburg op 'n plaas, wat sê, hy het vir my suurlemoene aangebied, toe ek die dag gaan huisbesoek doen. Toe sê hy, dit was bome, hy hoeveel hektaar lemoenbome gehad, en 1 jaar toe dit ryp, toe het al hierdie nywels morsdood geryp. Maar die stam waarop dit ingeënt was, het nog steeds geleef. En dit was 'n suurlemoen, nie 'n lemoen nie. En daaruit het hierdie verskriklike bome gegroei. So die boom wat ingeënt was, het nie gegroei nie. Maar die basis het steeds gegroei. En dit is waar ons is. Ons moet besef, ons is ingeënt as 'n druiwestok in Christus. As ek nie groei nie, Jesus het gesê, as julle nie getuig nie, dan sal die klippe my naam uitroep. Weet, dit moet ons besef. Maar dis waar ons is. Ons moet besef, ons is verbonde. Ons moet in Christus bly. Sonder hom kan ons niks doen nie. En ek moet sê, in my lewe het dit 'n tydjie gevat vir my om daar te kom. Want ons is mos right. Ons is mos sterk. Ons is mos goed.
En die Here het vir ons net kom sê nee, maar jy moet om 'n ware disipel wees, moet jy in my verbind wees en jy moet vrugbaar wees en jy moet vrugte dra wat die Vader verheerlik. En jy moet besef, die Here snoei my. Liana, jy wil iets sê? Ek wil net weet, as jy 'n disipel is en jy leef soos wat dit is, moet jy jouself moet jy dit aan ander vertel of moet hulle dit net in jou lewe sien? OK, goeie vraag. Kom ons gaan na die disippels toe. Daar's die tweede groep disippels. Ons gaan praat oor Judas en dan kom ons by die tweede groep en dis die 3 stil disippels. Hulle het dit geleef. Hulle het dit nie gesê nie. Soos wat die Here die skrywers van die Bybel geïnspireer het om binne hulle persoonlike omstandighede neer te skryf wat ons vanaand ken as die woord, so het die Here gebruik die Here elkeen van ons binne jou mens wees om sy disipel te wees. Party van ons praat baie. Party van ons hou net iemand aan die skouer vas. En daai ou weet dis die liefde van Christus wat uitstraal. So nee, ons moet nie noodwendig almal dit uitskreeu nie, want ons almal is nie dieselfde mense nie. Die Here gebruik my as disipel in my mens wees. In hoe hy my geskep het. Ek hou daarvan om te sê, die Here het elkeen van ons geskep in my eie pakkie karaktereienskappe, in my eie pakkie emosies. Kom ek wees sy kind binne die pakkies wat hy vir my gegee het. Want hy gaan iemand oor my pad stuur wat juis dit nodig het. So ja, Liana, nee, dankie vir jou vraag. Ek dink is baie belangrik dat ons besef, maak nie saak wie ek hoef nie op die straat toe te gaan staan en preek nie. Ek moet net wees wat Jesus my voorstuur. En daai is so belangrik. Dis disipel wees. Vir Petrus was dit om Malgas se oor te gaan afkap sonder dat hy gedink het. Vir ander was dit om daar's een van die disippels, ons gaan daarby kom, wat eintlik nooit iets gesê het in die Bybel wat opgeteken is nie. Maar hy was 'n disipel van Jesus. Hy het ook wonders gedoen, hy was ook by. Enige iets anders? Ek dink jy ek wil sê, dis nogal vir my 'n baie moeilike situasie hier in die Kaap. Toe ek hier kom, het ek aangesluit by 'n stapgroep. Meestal Engelse mense en ons stap 2 keer 'n week en ons stap hierdie berge en ons ken mekaar naderhand baie goed. Sjoe, maar dit is die lieflikste mense, liefdevol en alles, gee vir mekaar om, gee vir die natuur om, lewe 'n mooi lewe. Maar party van hulle sal reguit uitspreek. Dis verskriklik, hartseer. Maar hulle sal sê, hulle glo nie. Ja. En dan was daar 'n beleid in die klub van godsdiens is 'n no-no om oor te praat. So dit is daai, ek was in 'n baie moeilike situasie, ek moet eerlik sê. Maar elke keer vir my gevoel, ek moet iets sê, maar dan dink ek, maar hulle ken die weg, hulle weet alles. Ek dink daar kom in die 3 stil disippels. Hulle het niks gesê nie, hulle was net. Hulle het net geleef. En die getuienis is net gesien deur dit. Ons waar Jesus in Matteus 28 sê, gaan en maak mense my disippels. Het dit nie noodwendig gegaan oor gaan preek nie. Ek het 'n staaltjie gehoor van 'n Rooms-Katolieke priester wat in hierdie dorpie iewers was en daar het 'n jong mannetjie ingekom wat nou onder hom moes leer. En die priester het gesê,
kom ons gaan vandag en ons gaan preek in die strate. En hulle het in die strate ingegaan en hulle het in die steegie ingegaan en met mense daar gepraat en hulle het en die einde van die dag het hulle teruggestap. En die jong man het vir hom gesê, maar ons het dan nêrens gepreek nie. Toe sê hy, maar die mense het ons lewe gesien. En ek dink dis wat ons moet besef. Die Here sit ons in posisies waar ek nie noodwendig hoef te praat nie. Maar iemand, daardie een wat hy beskik het om dit te sien iets raak. En ek weet nie altyd of iemand dit raak gesien het nie, maar ek is disipel in my menswees. Ek hoef nie te sê nie. Ek dink baie keer het ons 'n verkeerde persepsie. Ek dink baie keer is ons binne die gereformeerde tradisie ons het baie graag gesê ek doen my deel vir sending, ek gee my bydrae. Maar baie keer gaan dit net oor my lewe. Iemand sien net my lewe raak. So ek dink dis dalk hoe die Here 'n mens gebruik. Ek het in Platte Kloof gebly. Ek deel met jou hoe die mense in Kaapstad is, veral die Engelse mense. So ek voel wat jy voel. Dis 'n realiteit. Daar's 'n antagonisme amper teenoor godsdiens. En ons het dan 'n opdrag om op 'n ander manier 'n disipel te wees. Maar die Here gee leiding en hy gee die krag. Ja, nee. Ek moet sê, jy weet, hoe sal ek nou sê, met al hulle liefde, alles hoe hulle lewe, het hulle nie 'n begrip van daardie genade wat ons ken. Die wonderlike vooruitsig en hoop wat ons het. En ek moet dit nou hier bely by julle, maar ek kon dit nie op enige manier gesê het nie. Gaan nie oor bely nie, so leer die Here ons almal. So groei ons almal, so ek groei met wat jy vanaand vir my sê. Dis waar. Enige iemand anders wat iets daar wil sê. Want ek dink ek gaan vir ons nou laaste iets sê, ek sien is 8:00 en dan sal ons volgende week aangaan. Vanaand het ons nou nie so ver gegaan as wat ons wou noodwendig nie. Nog iemand wat iets wil sê? Hoe weet 'n mens Ek hoor jou nie, Delien, jy sag. Ek gaan nou net my luidspreker harder kan doen my nou hoor. Ja. Hoe weet jy as Christus jou stuur na iemand toe met 'n sekere opdrag? Hier is nou 'n interessante vraag. Kom ek vra die vraag so. Kom ek begin met 'n stelling. Ons as gereformeerdes, en dan begin ek spesifiek met gereformeerde kerk, ander het nou 'n bietjie verder gegaan. AP Kerk is ook nog waar ons is. Dink ek nie het ooit in aanhalingstekens geleer om dit te weet waaroor jy vra nie. Kom ek vra 'n totaal ander vraag. Gawes van die Heilige Gees. En julle kan net julle hande opsteek. Wie van julle het al ooit geweet dit gaan nie goed met Piet nie? Ek vat nou maar 'n voorbeeld. Wie van julle het al ooit daai gevoel gehad dat ek moet met iemand gaan praat? Wie van julle het dit al ervaar? Ja. Ons sê dit, né? Wanneer ons kom by die gawes van die Heilige Gees, het ons verlang vir mekaar gesê, maar dit is dinge wat in die Bybelse tyd daar was. Daai ding noem ons 'n gawe van kennis, 'n woord van kennis. Die Heilige Gees het vir my kom sê, maar dit gaan nie goed met Piet nie. Ons het nooit geleer om dit, kom ek gebruik die woord, te erken nie. Of ek het 'n probleem, of iemand het 'n probleem, en ek kry hierdie oplossing, en ek weet nie waar kom hierdie antwoord vandaan nie. Mense noem dit 'n woord van wysheid. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. Ons het nooit geleer om dit te sê of te erken nie. En dit is presies dieselfde.
Ons het nooit geleer om te besef dat daai stemmetjie wat praat, eintlik die Heilige Gees is wat vir my sê, ek moet dit hanteer nie. Ons wonder daaroor. Ons top daaroor, want ons het nooit geleer om, wil ek die term gebruik, te antwoord nie. Maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag, maar ek dink jy volg wat ek sê. Ja, ek Dat- hoor wat jy sê. Dat ons het nie gegroei daarin as gereformeerdes nie. Hoekom? Die charismatiese kerk het 'n ding gehad en ons as kerk het daarteenoor gereageer en ons het die baba met die badwater uitgegooi en 'n gedeelte van die Bybel ook uitgegooi want dit pas nie in hoe ons voel dit moet wees nie. Ja. Ons moenie wees waar die charismatiese kerk is, dis wat ek sê nie. Ek sê net ons moet besef die Heilige Gees gebruik ons op soveel verskillende maniere en soveel daai klein goedjies wat ons nie verstaan nie is eintlik waar hy met ons praat. Maar ons moet daarin groei en ons moet daarin leer. Dis 'n pad wat ons stap, is deel van disippelskap. Dis deel van waarmee ons besig is. Ons gaan nog daarby uitkom. Ek sien hom anders sit en glimlag. Nee, nee, ek dink sommer in die vraag wat sy nou gevra het, en toe dink ek, ons het 'n predikant gehad in Pietersburg, waar ek groot geword het en baie jare gebly het, Dominee H.B. van der Walt. Ken vir hom H.B. goed, hy is nou oorlede, ja. Ja, hy is oorlede, ja. En hy het ons kinders almal gekatkeseer daai jare ook. En hy het altyd gesê, mens moet hierdie goed weet, jy moet dit leer, jy moet luister, jy moet gehoorsaam wees, maar jy moet leef. Jou normale lewe moet jy leef. Ja. En in daai normaal leef moet jy op jou disippelskap sal dan uitgeleef word en presies dit wat jy gesê, die mense sal dit daardeur sal dit gesien word, jy weet. Maar ek onthou dit so goed, alweer dit na jare van. Ek wil dalk net 'n staaltjie, ja, skus hom anders. 'n staaltjie deel van hom HB, ek was in Amanzimtoti predikant, hy was in my gemeente, en hy was later in die Alzheimer saal van die aftreeoord gewees, en al wat hy vir ons kon sê, was moet nie die werk van die Heilige Gees mis nie. Moet nie die werk van die Heilige Gees mis nie. En as ek by hom gaan huisbesoek doen het, dan het ek vir hom die Bybel gegee. En hy het huisbesoek gedoen. Dit was hom HB, nee, ek stem saam, dit was my voorreg om hom te ken. Ten spyte van Alzheimer. Absoluut. Ja, dit was, maar ek hoop dit wat ons vanaand gedoen het, vind ons waarde in, of julle waarde in. Ons gaan 'n pad stap. Ek het weet die ding is 12 sessies. Ons het net deur die helfte van die eerste sessie gekom vanaand. Maar dit is deel van groei saam. Dis 'n Bybelstudie vir my is nie ek sit en praat en almal luister nie. Daar waar Paulus vir die Romeine sê, ek begeer so om by julle te wees, want dan kan ons groei met mekaar se en dis op die eind waaroor dit gaan. Ons groei saam binne geloof, want die Heilige Gees werk met elkeen van ons op 'n ander plek. Dis hoekom as ons eksegese doen, het ek geleer gebruik meer as een vertaling, want die Here lei tot daar waar dit reg is, want alles is menslik, en dis dieselfde met Bybelstudie. So, dankie vir elkeen wat vanaand ingeskakel het. Ek dink, eerlik, ek was bang hiervoor. Ek was bang hiervoor, want ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Baie vergaderings gehou, maar dis 'n ander situasie. En hier sit ons 14 mense vanaand, nee 14 mense nie, want party is 2, daar by Henny hulle is daar 2, en waar's nog almal 2? Ja. Daarbo by Delene hulle is 2, so ons is meer as 1 wat met mekaar, of meer as 14 wat gesels, en tog kom die Here en hy bring ons by mekaar
en hy leer ons. So my bede is dat dit wat voorgaan volgende week is ek, die van julle wat nie gehoor het nie, in Johannesburg, ons gaan dit nog steeds doen. Maar dan is my eerste kleinkind gebore, so dan dankie julle vir my geluk sê. Okay, dan's ek 'n oupa, dan's ek oud. Maar in elk geval maar ja, dan gaan ons die pad saam stap vir die volgende paar weke. Die dokument wat ek vir julle stuur elke week, die sessie 1, sessie 2, is 'n Bybelstudiegids wat hulle besig is om te druk. Ander ons gaan dit koop, julle kry dit, want ons werk sommer deur hom en kyk hoe dit werk en kyk of ons saam met mekaar kan groei daardeur. Dankie vir elkeen. Dis 'n seën dat die Here ons bymekaar gesit het. Van ons loop al 'n langer pad. Ek en Johanna is nou nog lank op 'n telefoon gesels oor die Bosveld. So van ons loop al 'n ander pad. Ek en Liana het al lank pad gestap. Sandri, ek weet nie of sy nog luister nie. Ek sien sy's gemute. Ek wil vir julle sê ons het in Middelburg gekom. Vreemde plek. En hier lê die deurklokkie. Sandri, jy kan nou maar uitgaan as jy wil, want ek gaan nou oor jou praat. Hier lê die deurklokkie en hier stap 'n jong juffrou, ek gaan nie jou ouderdom gee nie, vroeg 20s, in ons huis in en kom sê, maar ek wil julle kom welkom heet in die nuwe gemeente. Wonderlik, dankie Sandri dat jy ons laat tuis voel. Ek dink jy's los aan die jongste hier, né? Ja, dominee. Ja. En ons stap 'n pad saam. Baie dankie dat julle almal hier is. Nog enige iemand wat iets wil sê, iets wil vra? Ria sê dankie vir elkeen se bydrae vanaand. Sê dit op die chat gesit. So daar's hy. Enige iemand verder? Deleen, wie jy iets sê? Nee, ek weet nou nie, dit is nou niks met die Bybelstudie te doen nie, maar die Kizaan Kerel wat ons name op staan is my kleindogter en sy's op Potchefstroom en ek weet nie hoekom staan haar naam nie, weet julle hoe sit ek my naam daar? Sy het waarskynlik die eerste keer op Zoom ingeteken op daai e-posadres. Ja, klasse, ja. So dis wat gebeur, so mens kan na die Zoom toe gaan en dan na jou rekening toe gaan jou naam verander. Mag ons weet nou maar dis jy's jou kleindogter, dis so dit is. Ja, So, dankie, nee, baie dankie ook vir almal. Baie dankie vir almal. Aan elkeen 'n geseënde aand. Ons sien mekaar volgende week 7:00. Dit reg. Baie Lekker week vir julle. Dankie, Herman. Goed. Totsiens. Totsiens. Totsiens almal. Bye.